Die ewe beeld van die voormalige president van die ZAR, Paul Kruger se standbeeld word in Orania onthul op die gewese staatsman se 200ste verjaarsdag en die Nobel Vredespryswenner vir 2025 word aangewys. Dis tyd vir die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. My naam is James Kemp. Die ewe beeld van Paul Kruger se standbeeld op Kerkplein in Pretoria is vandag op die oud-president van die Suid-Afrikaanse Republiek se 200ste verjaarsdag in Orania onthul. Die beeld weeg 150 kg en staan meer as 10 meter hoog op 'n voetstuk wat spesifiek vir Orania se stadsplein ontwerp is. Die standbeeld het sy reis op Erfenisdag in Pretoria begin en by verskeie dorpe en plekke aangedoen wat vir die oud-president van belang was, voor hy uiteindelik in Orania aangekom het. Die onthullingsgeleentheid is met groot feestelikheid gevier. Die monument van Paul Kruger is tans geopen in Orania. Ons het hom onthul. Hy staan hier en kyk trots uit oor Orania. Dit was 'n wonderlike dag. Daar was baie mense, baie boodskappe gekry van verskeie mense, onder andere Dr. Dani Langner van die FHK, Frans de Klerk van die Orania Ontwikkelingsmaatskappy wat gepraat het oor die ontwikkeling in die stadskern wat hier gaan plaasvind, waarvan Paul Kruger die middelpunt gaan wees. Lekker om deel te wees van 'n geskiedkundige oomblik. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, sê hy sal hom nie laat intimideer in aanloop tot sy getuienis voor die parlement se ad hoc komitee aanstaande week nie. Lede van die nasionale intervensie-eenheid, die spesiale taakmag en misdaadintelligensie het gister op sy woning in Centurion toegestaan en op verskeie elektroniese toestelle beslag gelê. Die klopjag is deel van 'n voortgesette ondersoek na misdaadkartelle in Gauteng. Hy sê hy sal sy naam verdedig, maak nie saak wat oor sy pad kom nie. Die klopjag volg nadat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nkangala Kwanazi beweer het dat Sibanye bande met misdadigers in Gauteng het. Die skade by die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap beloop tussen 250 en 500 miljoen rand nadat betogende studente geboue aan die brand gesteek het. Dit sal glo tot 2 jaar neem om die skade te herstel. Studente het vroeër van dese week by die Alice Campus betoog, onder meer oor die verkiesing van 'n studenteraad. Daar heers intussen kalmte terwyl die universiteit gesluit bly. Oud-president Jacob Zuma kan glo nie die byna 30 miljoen rand wat hy weens die afgelope 14 jaar se regskostes moet opdok aan die staat terugbetaal nie. Volgens hofstukke ontvang Zuma 'n jaarlikse pensioen van 2,9 miljoen rand van die staat, maar sal die skuld nooit in sy leeftyd terugbetaal nie. Zuma is intussen weer aanstaande week in die Hooggeregshof in Pretoria om 'n aansoek teen te staan om die belastingbetalers geld van hom te verhaal. Zuma voer aan dat die geld nooit in sy persoonlike rekening inbetaal is nie en dat die prokureurs nooit enige fakture aan hom voorgelê het nie. Vrees om misdaadtonele weer te besoek keer dikwels dat slagoffers gevalle by die polisie aanmeld, wat daartoe lei dat menige misdade nie opgelos word nie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het vanweë die toedrag van sake aangekondig dat slagoffers misdade by ander polisiestasies kan aanmeld en selfs polisiebystand by die huis kan aanvra. Die polisie se woordvoerder in die Wes-Kaap, kolonel Andrei Traut, sê dit is slegs nodig om na die polisiestasie in die omgewing waar die misdaad gepleeg is te gaan wanneer iemand 'n saaknommer vir versekeringsdoeleindes benodig. Hy sê slagoffers moet sake so spoedig moontlik aanmeld sodat die polisie die beste kans het om die saak op te los. Die Noorweegse Nobelpryskomitee het die Nobelprys vir Vrede vir 2025 aan Maria Corina Machado toegeken. Sy het die erkenning ontvang vir haar werk om demokratiese regte vir die inwoners van Venezuela te bevorder en vir haar stryd om 'n regverdige en vreedsame oorgang van diktatorskap en om 'n demokrasie in die land te bewerkstellig. Dit jou nuus op Pretoria FM op hierdie Vrydagmiddag. My naam is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike naweek verder.